Jesus sê, die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hiermee is die hele wet en die profete vervul, opgesom. Is dit nie amazing nie? Die Here Jesus kom sê vir ons, hy praat van 3 vlakke, van 3 mense of 3 wesens. Hy praat van God, hy praat van onsself en hy praat van die wêreld of ons naaste. En dis dan waar vandag se woordjie gaan. God, G-O-D. God is liefde en God se liefde vir ons en ons liefde vir hom. In die tweede plek ons liefde vir onsself en die derde plek D, God, die wêreld, liefde vir die wêreld. Kom ons kyk daarna. In die eerste plek sien ons vir God. God is liefde. Ons sien van die begin af kom hy na die mens en hy gee vir ons 'n uitkoms. Elke keer is daar vir ons 'n uitweg. Elke keer kom hy na ons toe. As ons sondig, dan sê hy weer, hier is my hand. Ons sien dit in die verhaal van Kain en Abel. Kain se offer word nie aanvaar nie en Abel se word, en die Here sê vir hom, toe hy sy boetie wil doodslaan, sê hy vir hom, hey, die sonde lê by die deur, en hy wil jou bespring, maar jy moet daaroor heers. En ons weet, hy sukkel daarmee, en hy maak sy boetie dood. En sy straf is, die Here kom weer in genade en liefde kom hy en sê, weet jy wat, ek het jou lief, jy sal nie jou lewe verloor nie, maar jy sal vir die res van jou lewe geëxkommunikeer wees, jy sal moet rondtravel, dis jou straf. So is dit baie van ons vandag. God is liefde, hy kom in genade en hy sê, ek het jou vergewe, ek is lief vir jou, maar baie keer, en dit bring my by die tweede, en dit bring my by ons, sit ek en jy, in 'n situasie wat ons probeer vergifnis kry by iemand, probeer regmaak vir 'n verkeerde ding, en ons wil so graag hê dat ons vergewe word. Jy is eintlik lief vir jouself, al besef jy dit nie. As jy vir jouself kos gee, as jy mooi kleertjies koop, jou hare so nou en dan kam, jouself bad of tandeborsel, wil ek vir jou sê, dan is jy lief vir jouself. Dis goeie nuus, nê? En dit bring my by die derde een. Ek en jy kan nie lief wees vir ons naaste, as jy nie lief is vir jouself nie. Dit vereis noodwendig selfliefde, om lief te wees vir die wêreld, om die groot gebod na te kom. Jesus sê dan ook, gaan uit die hele wêreld in. Verkondig wat ek gesê het, meer as dit lewe wat ek gesê het, wat ek kom leer het en wat ek geleef het. Aan die mense naas aan jou, maar ook in Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Gaan wees lief vir mense rondom jou. As ek terugkyk oor die jaar 2007, dink ek ons as kinders van die Here het baie toetse gedryf. Waar is ons verdraagsaamheid? Waar is ons liefde vir die wêreld? Ek sien 'n Dion Maas wat ons as Christene vervolg in SMS'e en e-mails stuur en sê, dank die man af. Ons verstaan nie wat hy sê nie, ons verstaan nie hoe hy voel nie, ons is nie lief vir hom nie. Ek sien 'n Paulus wat in Athene staan tussen die Griekse filosowe en hy sê vir hulle, ouens, sien julle hierdie afgod wat julle noem, die naamlose God, kom ek vertel vir julle wie hy is. Hy val nie hulle kultuur aan nie. In Handelinge 15 sien ons, besluit hulle gaan niks ekstra, niks tradisies op die heidense gelowiges lê nie, maar wel, weerhou julle van afgodery, weerhou julle van hoerery, seksuele immoraliteit, en wat daarmee saamgaan, is die bloedoffers, of om die bloed te drink. Is dit nie interessant nie? En vandag kom ons, en ons skryf ander mense af in hul kulture, waar is die naaste liefde? Ek dink byvoorbeeld hoe hulle ons mense afskryf, as hulle anders te dink as ons, behalwe Dion Maas, die laaste ruk het ons so beklei oor Kersfees, is dit 'n heidense godsdienst, is dit nie? En ons luister nie, ons gaan ondersoek nie die skrif soos die Bereëns nie. Die Bereëns wat vir Paulus gaan navors het, in die aand as hulle by die huis kom nie. Weet julle wat sê die ouens? Ons geloof, die Christelike geloof, is gebou op die Joodse geloof. Die 25ste van Kislev, wat in die oudheid geval het, op Desember, is dan die dag, wat hulle gevier het, is the Festival of Lights, Chanukka, daar was 8 dae gewees. Is dit nie amazing nie? Hulle het liggies aangesteek, kersies laat brand, ter herdenking van die inwyding van die tempel, en is in hierdie tyd uit 'n fees, dedication wat Jesus, in Johannes 10, dink ek, kom praat hy, dan sê hy, as die Jode hom vra, ons is angstig, sê vir ons kan dit nie meer hou nie, wie is jy? En hy sê, ek en die Vader is een. Hy hou nie langer in suspense nie, ek en die Vader is een, die lig van die wêreld, 'n ster het uit die ooste gekom, en dit kom aankondig, Jesus is die lig van die wêreld, dis die tyd wat ons vier. Dieselfde ou mense
in die 3de en die 4de eeu, wat besluit het, hierdie 66 boeke is in ons Bybel, is die ouens wat besluit het, op Kersfees, om Jesus geboortedag te vier. Die kerk was verdeel in die ooste en in die weste. In die weste het Rome besluit 25 Desember is die regte dag. Dit val saam met die Joodse feeste. En in die ooste, in Konstantinopel het besluit die 6de Desember wat ook 'n hoë feesdag was. Daarom het ons die 12 dae van Kersfees. Dit gaan oor die lig wat gekom het. Ons skiet Kersfees so af. En ja, daar was dalk 'n heidense fees in daai tyd. Hoeveel te meer? Kom ons wys vir die heidene, in die gesindheid van Paulus, ouens, kom ek wys julle wie hierdie naamlose God is. Kom ons wys vir julle, wat se fees julle eintlik vier. Wat 'n lig het gekom, wat 'n geskenk, genade geskenk, liefde, hier al vir ons gekom, sodat ons onsself kan vergewe, sodat ons die wêreld kan vergewe. Dis my boodskap vir 2008. Wees lief vir God, met jou hele hart, jou hele siel, en jou hele verstand. Bewys dit, deur jou naaste, lief te hê, soos jouself. Amen.